Halleluja. Halleluja. Vader, ons kom vanaand om by U te kom herlaai. Ons kom in teenwoordigheid binne, Vader, met ons lewens, met ons harte. Dankie dat hierdie lied ons leer dat daar krag is in die naam van Jesus. En dankie dat ons vandag kan leer om sy naam te gebruik. Te sê ek spreek die naam van Jesus oor my huis. Ek spreek die naam van Jesus oor my familie. Ek spreek die naam van Jesus oor my gesin. Ek spreek die naam van Jesus oor verslawing. Ek spreek die naam van Jesus oor ons dorp. Ek spreek die naam van Jesus oor ons provinsie. Ek spreek die naam van Jesus oor ons land Suid-Afrika. Ek spreek die naam van Jesus oor elke vesting wat die vyand dink hy in my lewe het. Ek spreek die naam van Jesus vir enige aanval van die vyand. Ek spreek die naam van Jesus vir enige tuistering en plaag wat die vyand na my huis toe bring. Ek spreek die naam van Jesus. Ek spreek die naam van Jesus vanaand oor enige selfmoordgedagte. Ek spreek die naam van Jesus oor enige persoon wat hulle self leed wil aandoen. Ek spreek die naam van Jesus oor elke verkeerde gedagte vanaand in hierdie plek. Want Here, U is die gesalfde. En die woord sê, dis die salwing van die Heilige Gees wat die juke van die Satan verbreek. En daarom bid ek, Vader, dat die salwing in hierdie plek sal kom en dat die mense sy juke sal kom verbreek, dat ons vrylik voor U kan staan vanaand as die kinders, Vader, sonder enige skaamte, Vader, sonder enige skuld, dat ons sal weet, Vader, die skuldbrief teen ons is vasgenaal aan die kruis en dat ons vanaand, Vader, die kinders kan wees en voor 'n lewende God kan neerbuig en sê dankie vir die naam van Jesus. Here, seën en salf die woord vanaand. Leer ons vanaand om die woord te gebruik en dit toe te pas in ons lewens, dat ons kan vrykom, Vader, van enige aanvalle wat die vyand na ons toe loods. Ons bid dit in Jesus naam, en as jy saam my stem skree kliphard amen. Ag, julle kan beter doen, amen. Net 'n laaste keer, amen. Dankie, julle kan maar julle sitplekke neem, prys die Here. Halleluja, ek net 'n sluk water vat, voel of ek grond gevreet het. As hy, is er 'n klomp mense hier so vanaand. Prys die Here. Ons is hier om herlaai te word vanaand, né? Ek hoop dit gaan goed met jou. As dit nie goed gaan met jou nie, dis ook goed. Jy is op die regte plek. Amen. Nou ek hoor nou die dag van 'n ou wat sy laptop per ongeluk op die vloer gelos het. Sy skoonmaak kom in die kamer en sy dink dit is 'n skaal. Sy klim op hierdie skaal om 'n lang storie kort te maak. Sy weeg R18,000. Ons gaan 'n bietjie verder vanaand met ons spreek reeks klaar gepraat. En ek sê, is daar mense in hierdie plek wat al daai woorde gebruik het? Ek het klaar gepraat. Is daar mense wat al leebeloftes gebruik het? Ek het klaar gepraat, maar dan het jy nie eintlik klaar gepraat nie, né? Ja, ons is mense, ons wik en ons weeg. Maar wat beteken klaar gepraat op die einde van die dag? Klaar gepraat sê ek het my laaste sê gesê oor hierdie onderwerp. Ek argumenteer nie meer nie, ek onderhandel nie meer nie, né? Klaar gepraat is 'n waarskuwing om te sê daar's gevolge. Maar vir ons baie keer as ouers sê, liefie, ek het klaar gepraat. Na 2 ure, liefie, ek het klaar gepraat. Nee, enige iemand wat daad by die woord sit, jy gaan 'n plakkie teen die kop kry, né? As jy gaan oortree. Wie se ouers was so? Nou in my dae het ons lyfstraf nog gekry by die skool. Daai was child abuse. Ek sê vir julle, kan jy glo jy moet sak en gee hulle vir jou 6 oue met 'n stok. Amen. Dit was goed vir ons. Maar partykeer, ek weet nie wie was hier nie, maar hulle het jou sommer partykeer met 'n bordpasser gegooi. 'n Bordpasser dis nie 'n boomerang nie, hy kom nie terug nie, hoor. Hy ding maak seer. Of 'n bord uitveer, né? As hulle gesê het hulle klaar gepraat, Jy sien, ek en jy is mens, né? En ons is baie keer soos daai liefie, ek het klaar gepraat.
Want ons wik en weeg. Hoor wat sê Spreuke 16 vers 33. Hy sê 'n mens wik en weeg. God sê egter die laaste woord. Het God die laaste woord in jou lewe? Het hy die laaste woord in jou lewe? Het God gesê hy het klaar gepraat in jou lewe? Klaar gepraat. Dis wat God gesê het, hy het klaar gepraat, want sy woord is waar die krag lê. En in sy woord, hy sê niks kan bygevoeg word in sy woord nie, né? Hy het klaar gepraat deur sy woord, maar God dank, hy's nie klaar gepraat met my en jou nie, hy is geduldig met my en jou. Hy sê vir ons sê, hy gee jou nie net een kans nie. Hy sê my kind, ek het geduld met jou, dat jy jou lewe sal lei vir my eer. Nou, as ek en jy nou gaan kyk na wat die woord van God sê, die woord van God sê vir ons, dat God is nie 'n mensekind dat hy sal jok nie. Die Bybel sê, sy beloftes is ja en amen in Christus Jesus. Wat beteken dit? Sy beloftes is absolute waarheid. Sy beloftes is vervul, en sy beloftes vir my en jou is gewaarborg. Hoekom? Een van seker die bekendste verse in die Bybel, sê vir ons, dat Jesus is die woord. Jesus is die woord. As jy dit nie verstaan nie, hier is die woord, en hy sê, Jesus is die woord, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en wat sê hy daar? Lees saam met my. En die woord was God. Ek sê altyd, as jy bid, praat jy met God, maar as jy Bybel lees, praat hy met jou. Het jy al die Bybel so gelees? Maar wat gebeur as die Bybel met jou praat, en hy sê, hou op met hierdie dinge? Ga jy dit ignoreer? Sê nee wat, hierdie gedeelte pas nie in by my leefstyl nie. Ek hou nie van hierdie gedeelte nie. Nee, hierdie is Jesus Christus wat met jou praat. Amen. En hy wil hê die goedes moet van jou afval. Want sy woord is lewend. Sy woord is kragtig. Jesus het opgestaan uit die dood. Hy is nie dood nie, hy lewe vandag. Glo jy dit vandag? Hy lewe, ons kan hom net nie sien nie. Hy lewe in 'n geestelike realm. Ons kan hom net nie sien nie, maar hy lewe en hy het nog nooit sy krag verloor nie. Eendag kom hy terug in 'n groot mag. En die demone sidder met die aanhoring net van sy naam. Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 12, hy sê die woord van God is lewend en kragtig. Sê saam met kragtig. En dan sê hy, dit is skerper as enige swaard, met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Hou net vir my eers daar. Hy sê, kan jy hierdie prentjie sien van hierdie skerp swaard? Hy sê, hy dring deur. Maar hy sê tot waar? Tot jou diepste binneste. So, dis nie 'n mens se swaard wat arms afkap en ore afkap en bene afkap, né? Of hy dwars deur jou gaan nie. Hy sê hierdie gaan verder. Hy sê dit gaan nie net vleeslik nie. Hy sê hierdie gaan tot jou innerlike mens. Hy praat van jou gees en jou siel. Inteendeel, die Griekse woorde vir daai siel en gees, die Griekse woord vir siel is die woord psyche. Psyche, né? Jou wat alles wat hier aangaan, jou gedagtes, né? Partyke mense is bietjie psycho. Okay, maar dit gaan nou nie daar nie. Okay, nee. Maar op die einde van die dag psyche, dis ons die woord psyche vanaand kry, psycho vanaand kry. Dis nie. En wat is jou siel? Jou siel is jou emosies, dis jou vrye wil, dis jou ervarings. En dis waar die probleem lê, né? Maar hy sê hierdie swaard, as jy hierdie swaard gebruik, hierdie swaard van God, hy sê hierdie doen sulke fyn chirurgie dat dit selfs in die binnekant, jou diepste innerlike mens, die skeiding van siel en gees, want daai woord gees is wie jy eintlik is, né? Jy is 'n gees met 'n siel. Die gees is jou inner seat of man. Jou gees is wie jy eintlik is, né? Jou gees is daai life force wat in jou is. Nou as jy in sonde gebore is, het jy 'n gees. Maar as jy bekeer, kom lewe die gees van God binne in jou. En dis wat hierdie woord sê. Hy bring skeiding tussen siel en gees. Die ding is, as jy nog nie bekeer het nie, is jy gebore in sonde. En dit is so maklik dat jy dan gebeïnvloed word deur die dinge van die wêreld. Maar as jy tot bekering gekom het en die Heilige Gees kom lewe binne in jou, wat doen die Heilige Gees? Hy beïnvloed dan jou denke. Dis hoekom mense wat sê hulle tot bekering gekom, hulle sê hulle kon makliker van depressie af weggedraai het. Goed wat die wêreld sê, jy gaan nooit van reg kom nie. As jy tot bekering gekom het, kan jy net so wegdraai. Ek het al gehoor van mense wat aan heroïne verslaaf is, wat hulle harte vir Jesus gee, wat gevul word deur die Gees van God, wat net daar bevry word. Die wêreld sê jy kan nie bevry word nie. Jy moet gaan vir hierdie en daai, maar deur die Gees van God het hulle net daar is hulle gesond gemaak. Want daai woord van God is lewend
En hy's kragtig. En wat doen hy verder? Hy sê, dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Ek glo wat die Bybel sê, jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Ek het al 'n preek oor gepreek. Roxette, sy sê, listen to your heart. Please don't listen to your heart. Ek sê dit in die mooiste Vrystaat aksent wat ek kan. Please do not listen to your heart. Your heart is deceiving. Die Bybel sê jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Wie kan dit ooit verstaan? Do not listen to your heart. Ek luister wat my hart vir my sê. Moet asseblief nie luister wat jou hart. Jy is in sonde gebore. Daarom sê die Bybel vir ons in 700 jaar voor Christus profeteer die profeet Jesegiel. En hy profeteer in Jesegiel 36 en hy sê God gaan vir ons 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe hart met nuwe wette wat hy ons gaan skryf vir ons harte. Hy sê want hierdie wet nou, hy sê niemand van ons hart is bedrieglik. Maak vandag 'n besluit. Ons hart is bedrieglik. Jy word in sonde gebore en jy het 'n nuwe hart nodig. Hoe weet jy het 'n nuwe hart nodig? Want hierdie woord wat lewend en kragtig is, hy wat hierdie chirurgie kom doen, hy kom sny tussen siel en gees, tussen murg en been. Daar hy's so klein, maar hy kom en hy sny die dinge af wat nie daar hoort nie. Amen. So gepraat van dinge wat nie daar hoort nie. In Markus 1 kry ons die verhaal van Jesus wat in Kapernaum na 'n sinagoge toe gaan. Hy gaan daar, wat is 'n sinagoge? Dit was daar waar, as jy 10 of meer mans gehad het, dan kon hulle 'n sinagoge gestig het, en Kapernaum het seker so 1500 na 2000 mense gehad, so daar was genoeg mense om 'n ordentlike sinagoge daar te gehad het, hulle het 'n sinagoge gehad, en Jesus gaan toe soontoe om te leer. En die Bybel sê, hy het daar gegaan, en hy het met gesag gepreek, en hulle was so verbaas oor sy lering. Hulle was so verbaas, hulle het gedink, wie is hierdie man tog, wat vir hierdie woord vir ons so gee? Want wat hulle nie besef het nie, is die een wat hulle leer, is die woord. Die een wat in Genesis 1 sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die een wat die planete en die aarde en die sterre gemaak het, deur dit wat hy gespreek het. Die een wat jou geskaap het. Die een wat al hierdie dinge in hierdie wêreld geskaap het, deur die woord wat hy gespreek het. Hy is die woord, en hy sit voor hulle. Gewonder hulle was verbaas nie, maar hulle weet nie wie hy is nie. Gewonder hulle is verbaas nie. Die sien sy woord is daar om ons te troos, is daar om ons te stig, is daar om ons te bou en ook te seën. Is daar om ons te verander, is daar om ons te transformeer. Want die woord is ook daar om jou te konfronteer. 'n sentrale boodskap in die Bybel is dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om die bose werke van die Satan te verbreek. Die duiwel kom in Genesis 3 en hy kom en hy probeer alles in sy vermoë om die mens te laat twyfel, en hy kry die mens om te val, en sonde kom in hierdie wêreld, en die dood kom saam met die sonde in hierdie wêreld. En wat gebeur? Hy sê Jesus, so vroeg as Genesis 3 sê hy Jesus moet kom om hierdie ding om te draai, né? En dit word vervul in 1 Johannes 3 wat sê vir hierdie rede het die seun van God verskyn om die bose werke van die Satan te verbreek. Nou staan die woord hierso in die sinagoge, en hierdie woord konfronteer hierdie skrifkenners. Hierdie mense wat al lank in hierdie sinagoge sit, maar al wat hulle doen, hulle kom aan, hulle lees 'n boekrol en probeer hulle iets verduidelik, maar daar's niks nie. Daar's niks nie, en hier kom Jesus, en hy vertel seker vir hulle wat hierdie skrifte beteken. Hy vertel hulle seker, en hulle word gekonfronteer hiermee. En ek wil vandag vir u sê, hierdie woord wat lewend en kragtig is, kry maklik die aandag van die bonatuurlike. Want wat gebeur in die volgende vers? Hy sê, Markus 1 vers 23, hy sê, en daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees. Ek wonder hoe lank was hierdie ou in die kerk? Dat hulle dit nie eens geweet het nie. Hoe kry hy 'n onreine gees? Jy moet 'n deur oopmaak. Jy moet 'n deur oopmaak. Nou ek sê vanaand hier om vir jou te sê, jy is gepossessed deur 'n demoon of iets nie, maar ek wil vir jou sê, wees baie versigtig om in die werke van die duisternis te speel. Sê, hoe maak jy 'n deur vir die duiwel oop? Dwelms, heksery, towery, Ouija boards, waarseery, sangomas, muti, tarotkaarte. Hier's 'n groot ene.
porn, games, flieks. Die Bybel sê, moenie gemeenskap hê met die duisternis nie, is dit die waarheid? Sê, moenie gemeenskap hê met die duisternis, want jy maak 'n deur oop. Ek kan nie vir jou sê, die Bybel sê nie, hoekom het hierdie ou onreine gees gehad nie, maar hier sit hierdie ou in die sinagoge. Ek weet nie wat het nou daar kom maak nie, wat was die duiwel se plan dat hierdie ou daar so is? Was hy daar so, want glo my, hier kan maklik demone inkom, hier kan maklik mense met onreine geeste kom, en hulle spreek vloeke uit, of hulle probeer moeilikheid veroorsaak op die kerk, hulle probeer stories vertel van die pastoor, hulle probeer dat die kerk val, dit is wat hulle plan is. Hulle gaan op die uithoeke van hierdie dorp, en hulle spreek vloeke oor kerke, hulle spreek vloeke oor huwelike, hulle spreek vloeke oor besighede, want dit is wat hulle doen. Dis hoekom die Bybel sê, 'n onrein gees, en 'n ander vertaling sê, 'n bose gees, en die klem lê op die woord boos. Want ons 'n geestelike riem, meneer en mevrou. Het jy al agtergekom? Daar by jou werk, jou baas kan hoeveel foute maak. As daar foute is in die kerk, is dit voorbladnuus. Hy wil sal alles in sy vermoë doen om die kerk te breek. Want hy weet wat sy krag in die kerk, en hy weet dat God, Jesus Christus, is lief vir sy kerk, en hy wil hê jy moet lief wees vir sy kerk. Hy wil hê jy moet deel wees van die kerk. Hy wil hê jy moet deel wees van hierdie organisme wat hierdie wêreld moet verander, want dit is God se plan, hoe hy hierdie wêreld verander deur die kerk. Want die duiwel sal alles doen, en almal probeer beïnvloed, dat hulle nie moet deel wees van hierdie liggaam nie. Want hy wil hê jy moet hel toe gaan. Hy gaan verder en hy sê, en hy het uitgeskreeu en gesê, ek wil daarso stop, hy het uitgeskreeu. Hoe het hulle geweet hy was onrein? Hy het gepraat. Hy het uitgeskreeu. En wat sê hy? Hou op! Hou net op, Jesus, asseblief, hou net op met hierdie woorde. Want wat is dit wat die duiwel oorwin? Dis die woord van God. Toe Jesus versoek was toe Jesus deur die duiwel versoek was in die woestyn, wat het gebeur? Jesus het gesê, daar staan geskrywe, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Toe dit sê, ja, ons kan eet broodjies eet, lekker samies eet. Hy sê, dit gaan nie daaroor nie. Hy sê, mens sal leef van elke woord wat uit die mond van God kom. En as jy dit begin spreek, gaan die duiwel van jou wegvlug. As jy dit begin spreek, gaan die duiwel vir jou ook sê, hou op, want wat is die volgende ding wat hy sê? Hou op, wat het ons met u te doen? En dan sê hy, Jesus die Nasareëner. Jy weet, die bose geeste glo meer in Jesus as mense. As daai bose geeste mens nie kan beïnvloed om nie te glo in God nie, want dis waar die krag lê, in jou bron. Hoeveel ateïste is daar nie vandag nie? Ek dink dis die geloof wat die grootste groei. Ek sê nie is 'n geloof nie, maar as dit nou so vat. Dan is die maklike way out, né? Ek glo nie daar's 'n God nie. Sodat ek kan doen wat ek wil. Dis die maklike way out. Nie raus. Hy word getuister deur 'n demoon. Want dis wat die demone doen. Hy kom beïnvloed jou op 'n negatiewe wy. Sê maar ek glo nie in demone nie, dan glo jy nie in die Bybel. Hy sê, wat het ons met u te doen, Jesus? Jesus sê, ek het niks met jou te doen nie. Ek het niks met jou doen nie, ek is lig, jy is duisternis. Wat sê hy verder? Hy sê, het u gekom om ons te verdelg? Die demone weet presies wat met hulle gaan gebeur. En hier word hulle, jy is in die teenwoordigheid van hulle regter. Die een wat hulle geoordeel het al reeds, om te gesê, julle uiteinde is die poel van vuur. Nee, hier is hulle in die teenwoordigheid, hy sê, gaan jy ons verdelg? Hoor wat sê hy so? Ek ken u, wie u is. Die heilige van God. Maar wat, ek gaan net vir my bietjie terug daar, een terug. Hy het geskree, gesê, hou op. Ok, gaan verder. Hy sê, wat het ons met u te doen? Maar die einde sê, ek ken u wie is, die heilige van God. Sien jy daar so? Hy sê, wat het ons met u te doen? Daardie persoon wat hy beïnvloed het, hy het daai persoon so beïnvloed, sodat daai persoon nie in die lig moet wees nie. Hy sê, ons het niks met jou te doen nie, want Jesus moenie hierdie ou red nie, ek wil hom hê, hy moet saam in die poel van vuur ingegooi word aan die einde van die dag. Want kyk, op die einde van die dag sê hy, ek ken u, ek weet presies wie u is. Ek weet wie hy is, maar hierdie man weet nie wie hy is nie, hy gaan alles op my vermoë probeer doen, dat hy nie in die lig kom nie, want die lig gaan hom miskien uitred, en miskien gaan hierdie ou dan sy lewe omdraai, en hy gaan begin getuig teen die bose werke van die duiwel. So hy gaan alles op my vermoë doen, dat hy nie vir Jesus ken nie. Want dit is wat die duiwel met my en jou doen. As hy het gekom om ons te verdelg, hy sê, ek ken nie wie is, hy is die heilige van God. Het jy geweet, dat jy
is in 'n geestelike oorlog. Baie mense sê, maar ek wil nie in hierdie oorlog wees nie. Sorry, jy is in hierdie geestelike oorlog, jy is gebore. Jy moet net weet wat se wapens om te gebruik. Maar wie is ons teestanders in hierdie geestelike oorlog? Efesiërs 6 vers 12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons sê asof ek en Jaden nou aan mekaar gaan vasbring en ek en hy wetter mekaar nou in die bloed loop nie. Ek hoop hy is 'n bietjie jonger en fikser as ek. Ja, as ek hom nie met een shot neersit, dan moet ek hardloop. En dit gaan ook net 500 meter wees as ek moeg. Maar as ek en Jaden nie aan mekaar spring, dis nie 'n fisiese fight nie. Hy sê wat? Hy sê maar, lees saam my, teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Hy sê dis jou stryd. Dis nie te sê jy kan hom nie sien dat hy nie daar is nie. Daar's baie goed wat jy nie kan sien nie wat daar is. Wetenskap wys dit vir jou. Coronavirus het vir jou gewys. Hy's daar. Kan hom nie sien nie, maar hy's daar. Hy sê jou geveg is teen elke bose gees in die lig. En wat gee God vir my en jou om te veg in hierdie geestelike oorlog? As jy net bietjie verder lees daar, sê in vers 17, en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Vat hierdie swaard van die gees. Vat hierdie swaard van die gees. Wat doen jy met hierdie swaard van die gees? Jy moet verstaan, hierdie woord is lewend en kragtig, maar hierdie woord is kragteloos as jy dit nie toepas in jou lewe nie. As jy dit toepas, sal hierdie chirurg kom en hy sny die dinge af wat nie daar hoort nie. Maar as hy begin sny, dan gaan hy die aandag begin kry van die geestelike riem, né? En die bose geese hou nie daarvan nie en hy gaan miskien begin spreek, maar hy gaan baie keer harder spreek as die stem van God. Jy moet net begin luister, wat is die stem van God en wat is die stem van die duiwel, sodat jy gehoorsaam wees aan God. En die duiwel sê, duiwel, jy hou nou op, jy bly stil, jy het niks aan my nie, ek het klaar gepraat. Die demone glo meer daar's 'n Jesus as mense. Hoor wat sê Jakobus 2:19, hy sê, glo jy dat daar net een God is? Nou, daai gedeelte, as hulle in die sinagoge gekom het, dan tot vandag toe, hulle vat daai boekrol, dan spreek hulle die Shema. Die Shema is, Hear, O Israel, the Lord God is one. Glo jy dat daar net een God is? Hy sê, dis reg. Ons God is nie net, ons God is 'n drie-enige God, né? Drie-enige God. Maar as jy glo dat daar een God is, dit is reg. Wat sê hy? Die booste geeste glo dit ook. En hulle sidder met angs. So volgende keer as jy hierdie lied sing, I speak the name of Jesus, dan sien jy hoe sidder die bose geeste met angs. Volgende keer as jy sê, ek spreek Jesus oor my familie, dan sien jy hoe sidder hy met angs. As jy volgende keer as jy sê, ek spreek Jesus oor my finansies, dan sien jy hoe sidder hy met angs. Volgende keer as jy sê, ek spreek Jesus oor die verslawings in my lewe, dan sien jy hoe sidder hy met angs. Volgende keer as jy sê, ek spreek die naam van Jesus oor angs en vrees, dan sien jy hoe sidder hulle met angs. Kan ek 'n amen kry? Wat doen Jesus verder? Markus 1:25. Hy sê, maar Jesus het hom bestraf en beveel, bly stil en gaan uit hom uit. Bly stil en gaan uit hom uit. Bly stil en gaan uit hom uit. Dit wat so deel was van hierdie man. Hy sê vir hom, bly stil. Ek het klaar gepraat. Gaan uit hom uit. Jy het geen reg hierson nie. Ek weet nie hoe jy ingekom nie. Waar is jou boeties en jou sissies nie? Nou weet jy, ek sê weer eens, ek sê nie, jy is possessed nie, maar kan die duiwel demoniese aktiwiteit in jou lewe hê? Hy kan. Hy kan jou tuister, hy kan jou pla, hy kan jou aanval. Wie word nie baie keer aangeval deur die duiwel? Wat is dit wat ek nou wil sê? Hy sê dat ek en jy, as ons hom aanneem as saligmaker en verlosser, hy kan jou oppres, maar hy kan jou nie possess nie. Hy kan nie besit van jou neem as Jesus aanneem. Kom ek verduidelik dit so. As daar 'n inbreker, 'n squatter in jou huis ingekom het, nee. En jy kom eendag terug en jy sê, maar hier's 'n squatter in my huis. Gaan jy in jou huis ingaan en die squatter daar hou? Nee, jy gaan vir sy voetsak. Jy gaan vir sy bly stil, ek het klaar gepraat en jy gaan. Jy gaan sê, ag luister man, bly nog hierso. Dis hoekom ek glo met my hele hart. As jy werklik word bekeer en jy neem Jesus aan as jou saligmaker en verlosser, moet die vyand gaan. Amen. Maar gaan die vyand kom? Hy gaan kom. Hy gaan kom. Hy wil jou huwelik verwoes, hy wil jou finansies verwoes, hy wil jou hele lewe verwoes, hy wil jou daar in die grond in hê, hy wil jou tuister, hy wil jou pla. Dit is sy plan.
Maar wat het Jesus gedoen? Jesus gee my en jou die voorbeeld en hy sê vir hom, bly stil, ek het klaar gepraat. En daarom moet ek en jy weet, die woord van God sê, dood en lewe lê in die mag van die tong, en die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Positiwiteit en negativiteit lê in die mag van die tong. En die wat dit gebruik, hy sê eintlik graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. God wil hê jy moet graag die naam van Jesus gebruik. Hy wil graag vir die goed wat hard praat in jou lewe sê, bly stil, ek het klaar gepraat. Nou wat se stemme praat kliphard in jou lewe? Dit is tyd dat jy vir verslawing sê, bly stil, ek het klaar gepraat. Dit is tyd dat jy vir angs sê, bly stil, ek het klaar gepraat. Dit is tyd dat jy vir bitterheid sê, bly stil, ek het klaar gepraat. Het is tyd dat jy vir dit skuldgevoel sê, bly stil, ek het klaar gepraat. Vir verwerping, bly stil, ek het klaar gepraat. Vir mislukking, bly stil, ek het klaar gepraat. Vir depressie, bly stil, ek het klaar gepraat. Vir konflik, bly stil, ek het klaar gepraat. Vir negativiteit, bly stil, ek het klaar gepraat. Vir duisternis, vir slegte gedagtes, vir losbandigheid, bly stil. Jou stem is kliphard in my oor, maar ek het geïdentifiseer dat jy 'n bose gees is. Jy's nie iets van God af nie. Ek sê vir jou, bly stil, ek het klaar gepraat. Want my God het vir jou gesê, hy het klaar gepraat op daai kruishout. Hy het klaar gepraat. Toe hy sê dis volbring, het hy gesê, ek het klaar gepraat. Die vyand is verslaan. Hy weet presies waar hy gaan, na die poel van vuur. En sy plan is om sy demone te mobiliseer, om soveel as moontlik mense saam met hom in die poel van vuur te gooi, want hy haat jou. Want jy's geskape na God se beeld en aan sy gelykenis. Maar wat moet ek en jy doen? Jakobus 4 vers 7. Baie mense sê, man, weerstaan die duiwel. Nee. As eers iets wat jy moet doen om die duiwel te weerstaan. En wat is dit? Onderwerp jou dan aan God. Hoe onderwerp jy aan God? Jy onderwerp jou aan die woord van God. Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel. Geen pretens nie. En hy sal van jou laat wegvlug. Gaan hy weer kom? Ja, ekskuus, hy gaan. Hy's resilient. Hy gaan van jou wegloop. Die Bybel sê tot van Jesus af net vir 'n rukkie weggebly, toe kom hy maar weer. Mense sê, ek is so deur hierdie moeg vir hierdie aanvalle. Almal is moeg vir aanvalle, maar hy gaan weer kom. Sorry, gaan die waarheid met jou praat, hy gaan weer kom. Maar daarom is dit so belangrik om die woord van God te sê, en so te spreek en te sê, duiwel, jou stem is kliphard in my oor elke dag, met al die slegte goed, maar ek sê vir jou, bly stil, jy het klaar gepraat, want my God, my Jesus, het klaar gepraat, daar by die kruis van Golgotha. Hy het gesê, dit is volbring, kan ek 'n amen kry? Wat is die bottom line vir vanaand? Hierdie verhaal eindig, sê Markus 1:26, daarop, op wat? Jesus het ingegaan, hy het met gesag die woord gegee. Met gesag. Hierdie woord het gesag. Glo jy nog hierdie woord het gesag in jou lewe? Pas jy dit toe in jou lewe? As jy dit toepas, sal jy die krag daarvan beleef. Maar baie kerke het hulle gesag verloor. Want hulle water die woord van God af. Hulle wil nie die waarheid preek, hulle is te bang om mense te konfronteer. Hulle is te bang om op mense se tone te trap, en hulle wil net mense se gedagtes en gewete streel. Ek hoop hierdie ou kom terug. Meneer en mevrou, die liefdevolste ding wat ek vir jou kan sê, is jy is 'n sondaar en jy het 'n redder nodig. Die liefdevolste ding wat ek vir jou kan sê, ek wil nie hê enige persoon moet opeindig in die hel nie, en ek moet die waarheid vir jou sê. Dis liefde. Sê nie, ek los hierdie ou, laat hy maar aangaan. Ek's bang ek offend hom. Sorry, dan affirm ek om in sy sonde. Ek kan dit nie doen nie. As God my vrygemaak het, en ek praat van hierdie ou, as hy my vrygemaak het, kan hy enige ou vrymaak. Oom 11, as hy jou vrygemaak het, kan hy enige ou vrymaak. Werner, jy praat so, waar's Werner? Ek hoor net sy stem. As hy Werner kan vrymaak, dan kan hy enige ou vrymaak. Jo. Moras, as hy jou kan vrymaak, kan hy enige ou vrymaak, né? Phil, as hy jou kan vrymaak, kan hy enige ou vrymaak, né? So het elkeen van ons is gebore in sonde. Maar Jesus sê, ek het dit klaar gedoen. Hy het klaar gepraat. En is tyd dat jy vir die duiwel sê, jy het klaar gepraat. Jy bly stil. Daai stem, as jy sê is nie goed genoeg, jy sê jy het klaar gepraat.
klaar gepraat. Want van vandag af lewe ek 'n lewe onderworpe aan die heilige van God. Sy naam is Jesus. En as jy jou lewe vir hom gee, sal hy jou vul met sy gees. En as jy sy woord binne in jou kry, hou jy dit nie net vir jouself nie. Jy spreek daai woord teen die vyand. Want miskien sê die vyand vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Maar die woord sê, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou lief het. Miskien sê jy het geen toekoms nie, maar die woord van God sê, die planne wat hy vir jou het, is planne van voorspoed, en nie van teëspoed nie, om vir jou hoopvolle toekoms te gee. Miskien sê jy, ek is in armoede gebore. Die woord van God sê, Jesus het arm geword, sodat jy deur sy armoede ryk kan wees. Jy sê, maar ek voel ek is nie 'n kind van God nie. Die woord van God sê, hy het sonde geword, sodat jy die geregtigheid van God kan wees in Christus Jesus. En die vraag is, as jy gehoorsaam aan God, pas jy sy woord toe. Want daarop, na al hierdie gebeurte, het Jesus hom gesê, bly stil, gaan uit hom uit. En wat het gebeur met daai krag wat Jesus gespreek het die onrein gees hom stuiptrekkings laat kry, en hy het hard geskreeu en hom uit gegaan. Is jy nie moeg dat die duiwel jou kom tuister nie? Ek sien min mense wat so maak. Is jy nie moeg dat die duiwel jou tuister nie? Dis tyd dat jy vandag gaan leer om te sê, bly stil. Jy het klaar gepraat. Want my God het klaar gepraat met jou. En ek vra dat ons almal op ons voete sal staan. Is daar iemand wat gaan afsluit, Siobhan? Ek afsluit, okay. Vader, ek wil dankie sê, dat die woord lewend en kragtig is. Dankie dat dit 'n swaard is, wat skeiding bring tussen siel en gees, tussen murg en been. Ek bid, Vader, dat ons as gemeente 'n liefde sal kry, om die woord te lees, maar nie net te lees nie, maar dit ook toe te pas in ons lewens. Ek bid, Vader, wanneer die vyand kom om te slag, steel en te verwoes, dat ons vir hom sal sê, bly stil, ek het klaar gepraat. Want my God het klaar gepraat, op die kruishout, van Golgotha, en deur op te staan uit die dood. Vader, ek bid, dat ons as gemeente, 'n gemeente sal wees wat in oorwinning lewe, want U is in ons harte, maar U is ook in ons mond. En ek bid, Vader, dat ons weet, dat die krag lê in U, want U is die bron van alle krag, U is die bron van lewe, U is die bron van liefde. En daarom bid ek vanaand, as daar enige iemand is, wat hier in hierdie kerk is, wat daar demoniese aktiwiteit in hulle lewe is, kom ek nou in die naam van Jesus, en ek beveel jou, onrein gees, bly stil, gaan uit hulle uit, in die naam van Jesus, het geen reg nie. Hierdie is God se kinders. Hierdie is God se kinders. Bloed gewas in die bloed van Jesus getuig teen jou duiwel. Jy het geen reg op hulle. Haal jou kloue af, jy los hulle vanaand, en ek sê vir jou, bly stil, gaan uit hulle uit, in Jesus naam. Ek bid vir vryheid nou, Vader, dat die waarheid mense vrymaak. Mag mense net vanaand in hierdie plek uitstap en weet hoe baie lief U hulle het. Mag hulle in hierdie week ingaan, en soos wat Jesus met gesag gepraat het, dat hulle sal weet, ons het autoriteit in hierdie naam van Jesus Christus. En mag ons hierdie swaarde opneem, Vader, hierdie swaard van God, wat die woord van God is, mag ons dit opneem, Vader, waar ons ook al gaan, en weet, dat U sny die dinge af, wat nie van U af is nie. Ek wend nou die bloed van Jesus oor hierdie gehoor aan. Ek sny 'n gees van weerwraak af, 'n gees van minderwaardigheid af, 'n gees van verwerping, 'n gees van siekte, sny ek vanaand oor ons mense af. Ek kanselleer dit in Jesus naam. En ek bid waar ons mense gaan hierdie week, dat hulle sal gaan as geseëndes en gesalfdes van 'n lewende God. En as jy saam met my stem, sê kliphard amen. Mag Here julle seën en behoed, mag julle 'n awesome week hê in Jesus naam.